Jy het seker ook al die uitdrukking gehoor, iemand kla met 'n wit brood onder elke arm. Dit beteken mos, iemand sê dit gaan sleg met hulle, terwyl hulle eintlik geen werklike rede het om te kla nie. Maar aan die ander kant is daar ook 'n term wat sê, iemand leef onder die broodlyn. En dit is dan iemand wat nie eens die basiese middels het om dag tot dag te oorleef nie. Ek glo nogal die Here Jesus het sulke uitdrukkings geken, toe hy sy disippels geleer het om te bid, ons Vader wat in die hemel is, gee ons asseblief vandag ons daaglikse brood. Brood was daardie jare reeds die meeste mense se stapelvoedsel, en is vandag seker nog net so. Want as jy ten minste brood in die huis het om te eet, dan kan jy oorleef. As jy 'n stukkie brood vir jou kinders kan gee, kan jy voel hulle het iets ingekry. Of as jy brood vir hulle skool toe kan gee. Dis interessant dat meeste bedelaars wat aan jou deur kom klop, nie vra vir 'n T-bone steak en chips nie, hulle vra vir 'n stukkie brood. Maar bedoel die Here Jesus letterlik brood as hy vir ons leer om te bid vir ons daaglikse brood? Wel, ons weet ten minste bedoel hy nie vleis, pudding, pastas, pizzas of eksotiese koffies nie. Hy bedoel ook nie dat ons sommer maar net links en regs kan bid vir 'n nuwe Ferrari, 'n nuwe boot of 'n 5 slaapkamer huis nie. Ek glo met brood bedoel hy ons basiese dag tot dag behoeftes. En wanneer hy ons dan leer om te bid vir ons daaglikse brood, dan bedoel hy dat ons nie soos 'n regte bedelaar bekommerd hoef te wees oor waar môre se broodjie vandaan gaan kom nie, aan wie se deur ons môre moet gaan klop en vra nie. Daarom bid ons vir ons daaglikse brood in die geloof dat God brood daagliks sal voorsien. God wil natuurlik ook nie hê ons moet regtig bedelaars wees nie. Hy wil hê ons moet erken en dat ons moet weet dat ons hemelse Vader gereed staan om in al ons behoeftes te voorsien. Ons kan maar net vra. So om te vra vir ons daaglikse brood beteken nie dat dit verkeerd is om 'n yskas vol vleis en groente te hê nie. Dit beteken ook nie ons kan maar enige tyd ophou werk en agteroor sit en wag vir ons brood om uit die hemel te val soos manna in die woestyn nie. Die gebed wil vir ons leer om te besef dat alle goeie gawes van God afkom. Ons kan hom elke dag vertrou vir sy voorsiening en vir sy sorg vir al ons lewensbehoeftes. Ons kan vertrou dat hy ons die krag ook sal gee om te werk. Maar as werk skaars is of as ons nie meer in staat is om te werk vir watter rede ook al nie, dan sal dieselfde God steeds voorsien. Jy kan seker ook getuig van kere toe jy gewonder het, hoe gaan jy hierdie maand jou rekeninge betaal? Hoe gaan jy vir jou kinders se skool of studies betaal? Hoe gaan jy kos koop? Maar as jy nou terugkyk, dan kan jy sien hoe God se voorsiening altyd daar was. So gaan vertel gerus vir ander mense daarvan, want daar is dalk iemand wat oor dieselfde dinge as jy worry, en jou getuienis kan hulle dalk ook help. En dan onthou jy ook dat Jesus gesê het, hy is die brood van die lewe. Die Here Jesus is elke dag jou geestelike brood. Hy is daai ekstra krag en geloof en daai ekstra vertroue wat jy elke dag nodig het om die volgende tree te gee en die dag in te gaan. Ja, ons het nie net fisiese brood nodig om van te lewe nie. Ons het veral ook ons daaglikse geestelike brood nodig. En dit kry jy in jou Bybelstudies, jy kry dit in jou stilte tyd, jy kry dit in jou selgroepe, in jou eredienste. Jy kry dit ook oor radioboodskappe soos hierdie waarna jy nou luister of kyk. En dat dit alles altyd vir jou bedoel is God se manier om vir jou daaglikse brood te kom gee. So skep moed vandag. God wil vir jou daagliks van al jou behoeftes voorsien. En dan bid ons, Vader, gee asseblief vir ons gesin, gee asseblief vir my ook vandag, my daaglikse fisiese brood, maar ook asseblief my daaglikse geestelike brood. Amen. Baie dankie vir die saamluister. Mag die Hemelse Vader ook vandag in al jou behoeftes voorsien.